Ja, goeiemiddag. Kom ons praat 'n bietjie oor die insidente van die laaste paar dae. Kom ons begin hier by 2 April, 3 April, 4 April, is vandag 5 April. En daar het besondere interessante verwikkelinge plaasgevind met hierdie oorlog teen Iran. Nou ja, die VSA, ou Trompie, het vreeslik verklaar dat hulle nou Iran se vliegtye is nou, daar's nie meer vliegtye oor nie, daar's nie meer bote oor nie, hulle het nie meer 'n navy nie, hulle het nie meer 'n air force nie en hulle het nie meer air defense nie. Dit is iets pertinent wat hy gesê het. Nou ja, what goes around comes around, nou? En miskien het hy te vinnig gepraat of miskien het hulle vir hom gelieg. Want ek glo dit is die geval. En natuurlik, hy weet so min van die weermag af en dat hy net eenvoudig hy soos 'n papegaai. Hy herhaal alles wat hulle vir hom gevoer het. Hoe dit ook al sy, op 2 April het die VSA een of ander missie oor Iran gehad, onder andere met 'n F-15 Eagle. En vroeg op Vrydagoggend 3 April het die Iranese amptelik verklaar dat hierdie F-15 is afgeskiet en daar 2 pilots het uitgeskiet, uitskietstoele gebruik en hulle is op soek na hulle. En toe, teen daai tyd was die Amerikaners reeds besig met 'n search and rescue mission van hierdie 2 loodse in Iran. En die eerste een het hulle gou opgespoor, maar die tweede een het hulle gesukkel mee. Dit was 'n geweldige gesukkel om hom te kry. Dit het hulle, lyk vir my, meer as 2 dae gevat en hy is eers hier teen Saterdag, lyk vir my, het hulle hom gevind. Dit wil sê op 4 April. Ongedeerd. Maar in die proses van hierdie hele krisis van om mannekrag te soek, wat uitgeskiet het, pilots daar in Iran, het die VSA groot militêre verliese gelei in terme van toerusting. Daar's ander aansprake ook, maar ek gaan dit gou vir julle noem hierso. So hulle, die F-15 Strike Eagle is afgeskiet. Onthou julle, ek het gesê, Iran gaan vliegtye afskiet. Ek het dit gesê. Ek het daar tot gesê is 'n F-35, ek ken nie ander vliegtye nie. En ons weet daar is 'n F-35 ten minste raak geskiet op 20 Maart het die berigte uitgekom. Hy kon veilig land op 'n basis, maar hy is beskadig, maar hy ten minste nou nie uit die lug uitgeval soos 'n klip nie. Maar hierdie F-15 is geskiet op 2 April. Onthou jy, ek het 2 datums gegee, 2 en 6 April, wat Vader vir my gegee. So hierdie F-15 is afgeskiet op 2 April, en hulle het hom toe gesoek, die Amerikaanse regering het dit bevestig, het gesê hulle soek hierdie 2 manne, een gevind. Maar in die proses is daar 'n A-10 Thunderbolt, is toe ook afgeskiet. Terwyl hy, lyk vir my, ook deel was van hierdie soektog, en sy pilot het ook uitgeskiet, maar die Amerikaners het hom ook gevind. Die ander ding wat die Iranese toe gesê het is, hulle het 2 Black Hawk, UH-60 Black Hawk helikopters is beskadig. Nou of hulle nou raak geskiet is en of hulle op 'n aanloopbaan gestaan het en hulle toe beskadig is, die weet ek nie, maar dit is ook geconfirm blykbaar deur die VSA. Ek het hom maar 'n bietjie artificial intelligence gevra om vir my 'n lys te maak. Maar daar is nou 2 ander inligtingstukke wat nou belangrik is, wat nou bykom by hierdie. Die VSA weermag het nou bevestig dat hulle 2 C-130 Hercules, is 'n groterige vliegtuig, het hulle agtergelaat in Iran. Hulle sê hulle het hierdie 2 vliegtuie opgeblaas, want hulle kon nie met hulle opstyg nie. Daar was blykbaar 'n verlate aanloopbaan, dit is die storie, en hulle kon nie met hulle opstyg, het blykbaar vasgeval in die sand, en met die gevolg is, hulle toe aan die brand gesteek, of laat ontplof, sodat hulle nie in die hande van Iran kan val nie, en hulle moes toe ander vliegtuie invlieg, om daardie mannekrag te kom haal. Nou, hoe dit presies werk, weet ek nie. Ek dink maar net, as jy, wat het jy met hulle kom haal? Het jy hulle kom haal dan met helikopters? Hoeveel mannekrag het jy gehad? Daar moet seker 'n hele aantal op die grond gewees het.
Hoe dit ook al sê, die VSA het nie die C-130 Hercules wat agtergebly het en waarvandaan net as oor is, bevestig nie, maar die Iranese het die video's gegee en dit hardloop die hele internet vol. Wat vir my baie belangrik is hierso, is ek het toe verder gaan kyk. Die C-130's is definitief bevestig, die VSA het bevestig. Maar Iran sê 5 killed during US rescue op, claims several US aircraft downed. Nou hierdie was in the Times of Israel, kom hierdie berig, hulle het hom dan nou, het Iranian media reports that 5 people were killed in strikes during US operation to rescue an airman whose fighter jet was shot down on Friday. Nou ek dink daar's 'n maklike, daar's 'n kans dat so iets kan gebeur het. Ons weet, dit is baie moontlik, veral in vyandelike areas soos in Iran. Maar die VSA het hierdie inligting nie bevestig nie. Maar nou weet ons ook, die VSA is baie onwillig om sy skades en sy skandes met betrekking tot hierdie oorlog met Iran openbaar te maak. Dit het nou die dag het dit uitgekom dat 13 Amerikaanse basisse in die Golfstate, daai hele area waar hulle al die jare hulle basisse gehad het, ten minste 56 basisse of areas wat hulle waar hulle militêr besig is, maar 13 van daai basisse is onbewoonbaar, so die VSA het onttrek daai. Ten minste 7 na 8 van daai radars, wat so duur is, van hulle is 1 biljoen rand een, die is ook vernietig deur goed soos 'n 10.000 en 'n 20.000 dollar drone, wat natuurlik baie is skade, so die skade kan nie teen mekaar opweeg nie. En dit is eintlik baie ontstellend. En ou moet jouself die vraag afvra, wanneer Trump nou so baie twak praat, en hy praat baie twak, nou, hy eers gesê, hy het nou die Iranese, hy onderhandel met die Iranese, toe sê hulle vir hom, luister, ons is glad nie besig met jou te onderhandel nie, jy is definitief nie lekker nie, hulle het dit verskeie kere gesê. So daar is nie onderhandelinge nie, maar volgens Trump is daar. En dan is daar hierdie aansprake van hoe die hele Iran is nou heeltemal in bouvalle, dit lyk so sleg daar, hulle het nie meer 'n weermag nie, hulle het nie meer vliegtuie nie, hulle het nie lugafweerstelsels nie. Maar na aanleiding van hierdie, dis nou boonbehalwe, daar is nou nog drones, ek dink daar's 'n MQ something is ook afgeskiet, nog 'n drone is ook afgeskiet, en dit het die VSA ook nie bevestig nie. Maar na aanleiding hiervan, is daar definitief radikale inligting wat weerhou word van die Amerikaanse publiek. En dis eintlik 'n skande, want hulle betaal vir dit. Hulle betaal ten duurste daarvan. Hierdie oorlog kos hulle 1 biljoen rand 'n dag, biljoen dollar 'n dag. Wat beteken, wat is 1 miljard per dag in Afrikaans, 1 miljard dollar per dag, is baie duur. En toe hulle vir Trump, nou die dag, hulle praat, ek het die speech nou gesien van Trump, toe praat hulle met hom, oor die swak situasie, die Amerikaners kry finansiëel en ekonomies swaar. Toe sê hy nie, ons kan nie worry oor daycare en sulke dinge nie, ons is besig om oorloë te maak. Nou ja, nou dit is wat gebeur, as jy oorloë maak in ander lande, namens die Joodse staat, daar in die Midde-Ooste, ver van jou huis af, weet jy wat gebeur dan? Dan kry jou eie ekonomie swaar, want jou eie mense betaal daarvoor. So Trump het 'n absolute Joodse puppet geword, hy's 'n regte teleurstelling. Trump is vir my 'n absolute teleurstelling. En as God nie radikaal by hom ingryp nie, sien ek nie hoop vir hom vir die verdere deel van sy termyn nie. Nou daar is vir profesie wat met Trump en die boerevolk te doen het, wat ek persoonlik gesien het, wat in vervulling moet gaan. En ek vertrou Vader, dit gaan gebeur. Maar daar moet 'n radikale swaai wees by hom. Nou hy is nie gesond nie, dit lyk asof hy 'n tipe van 'n hartversaking het. En ek hoor die Withuis is vir die laaste 3 dae gesluit, daar's nie, die joernaliste kan nie kom en gaan nie, dis doodstil daar. So ek dink daar's definitief fout met sy gesondheid, en dit begin al hoe meer na vore tree. Video this morning purports to show the smoldering wreckage of 2 U.S. C-130 transport planes that were involved in the rescue mission on a remote base in Iran.
Sources tell us American forces blew them up in order to avoid them falling into enemy hands, standard U.S. military practice. U.S. officials and White House sources describe a complex operation involving dozens of U.S. commandos and several dozen warplanes and helicopters in the search and eventual rescue of the missing F-15 crew member. Attack helicopters and aircraft kept Iranian forces from getting anywhere near where the crewman was hiding. Armed Iranians had been scouring the mountainous terrain to find him first, with the promise of a huge cash reward. But a Trump administration official tells CBS News the CIA was deeply involved, not only in the hunt, but in a ploy to spread false information inside Iran that U.S. forces had already found him and were transporting him by ground out of the country. The race to find the two-man F-15 crew began on Friday. The pilot was rescued within hours of the fighter jet being brought down. He sustained some injuries. We've learned the second crewman is seriously wounded, according to President Trump. We have some major news right now. The IRGC called this day a black day for U.S. Air Force, where 6 aircraft shot down by Iran in less than 24 hours, including F-15E Strike Eagle shot down 1 pilot rescued, 1 crew member still missing, then 2 of the A-10 Warthogs hit. 1 crashed into the Persian Gulf, pilot rescued. Another made emergency landing with 1 engine out. After that, 2 of the HH-60W Jolly Green 2 rescue helicopters hit by Iranian fire, crews safe, some wounded. Moreover, 1 F-16 declared emergency, landed safely, and 1 KC-135 tanker also declared emergencies. Not only that, but Iran has even claimed another jet was downed near Qeshm Island. This shows one thing clearly: the air campaign is becoming far more dangerous, with rising risks for U.S. forces in the region. Make sure to follow for latest update.